Daar is verskillende werke wat mense doen, of arbeid wat verrig word. Een daarvan is om dinge op te rig, om konstruksiewerk te doen. En ek sien dit bereeds in die Bybel, dat dit volgens 'n plan gedoen moet word. Kyk byvoorbeeld na Noag se ark. Genesis 6 vers 14 tot 22 sê, Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het. 'n Hele uiteensetting van hoe hierdie ark gebou moes word. 'n Konstruksie wat opgerig moet word. En ook in Salomo se lewe die bou van die tempel. 1 Konings 6 vers 1 tot 38 en ook in hoofstuk 7 vers 15 tot 51, 2 Kronieke 3 vers 1 tot hoofstuk 5 vers 1, 1 Konings 5 ensovoorts. 'n volledige bespreking van die bou van hierdie tempel deur koning Salomo vir die Here. Ek sien dat hy het 'n arbeidsmag gehad van 30.000, 70.000 draers, mense wat moes aandra, 80.000 klipkappers en 3.300 opsigters wat hy bymekaar gebring het. En die bouwerk, onder andere die hout, kom van Libanon, ongeveer 400 kilometer van Jerusalem af. Dit wys die geweldige omvang van hierdie konstruksie. Ek sien in 1 Konings 7 vers 21, Salomo het 13 jaar gebou voordat hy heeltemal klaar was daarmee. Hierdie beginsel van bou en konstruksie met 'n plan word deur die Here Jesus onderstreep in Lukas 14 vers 28 waar hy sê, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Konstruksiewerk is deel van die mens se voorreg om dinge te verrig en op te bou. Ek sluit af, Spreuke 24 vers 3. Daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê. Ek en jy kan ons verstand gebruik en dinge oprig. En ons kan in die proses God daarmee eer deur hom te dank vir die voorreg en die vermoë wat ons het. Kom ons loop mooi.